Goeiemôre julle, Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vandag kyk ons verder saam na Markus 8 van vers 1 tot 21 en ek titel dit, waarom vertrou ons nog steeds nie? Ons lees van vers 1 tot 10 die vertelling van die tweede vermeerdering van die brode. Maar die keer word hierdie wonderwerk aan die nie-Jode bewys, waar die eerste een aan die Jode bewys was. Ons kan natuurlik gaan kyk na die simboliek hiervan, maar in kort laat die vertelling van die tweede vermeerdering ons net weer opnuut besef dat Jesus Christus vir almal gesterf het. Ons sien wel in die tweede vermeerdering dat die disippels vinnig vergeet het wat 'n paar dae vroeër gebeur het in Markus 6 toe die eerste vermeerdering plaasgevind het. Hier in ons gedeelte sê Jesus vir hulle dat hy die skare mense innig jammer gekry het, want hulle is honger en volg hom al 3 dae lank. Let op dat Jesus hulle nie vra wat ons hulle gaan gee om te eet nie, maar wel dat hy sien hulle is fisies ook honger. Die disippels onmiddellike antwoord was, waar gaan ons brood vandaan kry in hierdie woestynarea waar ons onsself bevind? Ek sou nou gedink het, hulle sou gesê, Jesus, onthou jy wat het gebeur net vroeër, 'n paar dae vroeër, hier is 7 brode wat ons by ons het, kom ons doen dieselfde. Nee, hulle doen dit nie. Jesus vra toe met lankmoedigheid, okay, wat het julle, waarop die disippels sê, 7 brode en 'n paar visies. En Jesus het gebid en die brood begin breek en die wonderwerk laat plaasvind. In 'n oomblik het die disippels vergeet wie hy is en wat hy kan doen. Hoe vinnig vergeet ek en jy partykeer wanneer ons in 'n moeilike tyd kom van beproewing of vir 'n deurbraak wag? Hoe vinnig vergeet ek en jy van wat die Here al gedoen het in ons lewens vir ons? Die grootste natuurlik toe hy as die brood van die lewe gebreek was om vir ons voorsiening te maak vir die ewige lewe. Net hierna klim Jesus in 'n bootjie en gaan na die streek van Dalmaat toe. Ons lees dit vanaf vers 10 tot 13. En wie ontvang hom daar? Ja, dit is reg, die Fariseërs. En hierdie keer met 'n versoek van Jesus of aan Jesus om 'n teken te gee uit die hemel. Vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat vasgehou het aan die eerste boeke van Moses, die profete en die psalms, en die feit dat hulle soveel tekens al klaar van die Here gesien het waar hy mense genees het, kom hulle in 'n twis met Jesus en sê, hulle soek 'n teken uit die hemel uit. En natuurlik het hulle gedink aan die profeet Elia, wat met vuur as 'n teken uit die hemel gedemonstreer het, dat sy God die lewendige God is. En ons kan hiervan lees in 1 Konings. En hier verwag hulle dieselfde toe nou van Jesus, maar beslis nie met opregte harte nie. Hulle wou Jesus probeer uitvang en iets teen hom kry, sodat hulle hom kan doodmaak. Die tekens en wonders wat Jesus gedoen het, het niks in hulle harte verander, of enige geloof gebring, dat hy wel die Seun van God is nie. Daarom sê Jesus met 'n diepe droewigheid, aan hierdie geslag sal daar nie 'n teken gegee word nie. Ons sien in Matteus dat die enigste teken die van Jonas sou wees, wat dan ook verwys na Jesus se kruisiging en opstanding. En dit is wat belangrik is, nie die tekens nie, maar die geloof in die een wat die tekens kan laat gebeur. Wat ook al alles daar gebeur het met die Fariseërs se ondervraging, het Jesus genoodsaak om aan die disippels te sê, toe hulle weer in die boot klim en verder gaan, sê hy, hulle moet pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die van Herodes. Natuurlik het die disippels dit nie mooi verstaan nie, want hulle het gedink Jesus praat van die brood wat hulle nie ingepak het nie, en dat hulle net 1 brood by hulle het. Maar Jesus weet wat hulle dink en wat hulle besig is om onder mekaar te redeneer. En hy sê vir hulle dat dit nie oor die brood gaan nie, maar oor geloof in hom, Jesus Christus. Jesus herinner hulle dan aan wat gebeur het met beide die vermeerderings as 'n punt dat niks onmoontlik is vir hom nie, maar dan ook nie vir die wat ten volle vertrou in hom as die voorsienaar en redder nie. Jy sien, geloof en vertroue is baie belangrik in ons verhouding met die Here. In daardie tyd was die Fariseërs en Herodes die suurdeeg, wat duidelik baie mense deurweek het met hulle siening en leringe, en amper dalk die disippels ook. En Jesus waarsku hulle daarteen. Maar ek glo ook vir my en jou vandag, wie is die Fariseer en Herodes in my en jou lewe? Is dit dalk Facebook of die nuus of geselskap by ete? Kom ons fokus op die woord en herinner ons daagliks daaraan dat Jesus die een is wat red en voorsien. Moenie toelaat dat die wêreld ons gedagtes besoedel nie. Bly op die Here ten volle vertrou, ten spyte van wat die omstandighede tans is.
Daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Mooi dag vir julle.